dit in die naam van Jesus Christus, die diensknegt van God, ons Here. Ons neem die woorde van Psalm 105 volgend. Die woorde wat sê, soek die Here in sy krag, soek voortdurend sy teenwoordigheid. En dan vers 3 wat sê, laat die wie se harte die Here opsoek, laat hulle harte bly wees. En om ons te help in vers 2 sê dit dan, sing liedere vir die Here. Maak musiek met musiekinstrumente, vertaal die Here se goedheid en sy grootheid en sy wonders met musieknote. Die Kaapstadse Filharmoniese Orkees saam met die Massakoor help ons volgende om presies dit te doen. Goeiemôre vriende van Geloof, Hoop en Liefde. Ja, die president het gesê nog 2 weke is 'n inperking vir ons. En daarom gaan ons vir die volgende 2 weke nog steeds vir julle op die skerm groet in die oggende en met die Here se woord deel. Daar sal ook geen kategese wees in hierdie tyd nie, maar kyk asseblief uit vir die geloofsreis wat op al ons kommunikasieplatforms gedeel word vir die gesinne om saam deur te werk. Dan is daar ook 'n biddag in Suid-Afrika om 'n einde te probeer bring aan korrupsie in ons buurland en ek dink ons kan maar saam met hulle bid, maar spesifiek dan ook vir ons eie land, sodat daar vir ons ook uitkoms kan wees wat dit aanbetref. Dan die week se verjaarsdag is natuurlik vandag Comien Vermeulen. Dinsdag is Cornelia Blou, Sandra Esterhuizen, Erik Kriegel en Mika Wilders. Woensdag is Alita Wiese, Donderdag Barend Du Plessis en Saterdag JC Jurgens. Kom ons volg dan nou vir die wet en laat hom toe om vir ons te lei in hierdie week se 3 tekste van Psalm 105, Matteus 16 en Romeine 12. Geniet julle Sondag en 'n baie geseënde week vir julle hier uit Akademia uit. Here, Psalm 94 sê dit mooi. U hou net mooi niks van verkeerde dinge nie. U is die aarde se regter. Daar is mense wat glad nie hulle plek het nie. Here, U het ons met 'n pragtige land met wonderlike bronne geseën. Ag Here, ons bely dat ons soms hierdie gawes verkeerd gebruik en selfs misbruik. Vergewe ons mense en leiers se selfverryking ten koste van ander en ten koste van ons land se belange. Ontferm U oor ons. Here, net U alleen kan ons land gesond maak en mense se harte verander om met reg en regverdigheid te leef. Herstel ons land en help ons om in ons direkte omgewing verskil te maak, deur met oop hande en liefdevolle harte te leef. Omdat ons weet dat U vir ons sorg in die groot en klein dinge van die lewe. Here, ontferm U oor ons. Neem alle bitterheid en haat uit ons harte en vul ons met U deernis en omgee. Vergewe ons sondes en die wat teenoor ons oortree.
in Jesus se naam. Amen. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om u te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat u betaal het, Heer. Die gedeelte van die verhaal wat ons volgens saam lees, begin natuurlik so 'n klein bietjie vroeër, nê? Net in die gedeelte voor dit, hier by vers 13 rond, dan vra Jesus vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En dan in die volgende ronde sal Jesus vir hulle sê, maar wie sê julle is ek? En dan die wonderlike belydenis, die groot, diep, ware belydenis van Petrus wat sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê hy as wat Matteus deur sê, en nou gaan ons sien, nou draai die hele evangelie, die hele storie wat Matteus vertel, van hoofstuk 16 af, draai dit nou, en nou sien ons regtig, wat dit beteken dat Jesus die Christus is. Nou gaan Petrus hulle dit uiteindelik ook begin verstaan, en nou gaan dinge begin gebeur, en baie sterk verander. 'n baie belangrike hoofstuk, hierdie hoofstuk 16. Ek het nou nie vanoggend gedink, ons het baie tyd om hierby stil te staan, want ons wil eintlik by ons verhaal uitkom, wat 'n belangrike punt maak, vanaf vers 21, en dan veral daar by vers 24 en 25. Maar ek wil hê ons moet dit net eens optel, wanneer Petrus bely dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God, dan is dit asof Jesus ook 'n aanspraak oor Petrus maak. Want Jesus sê, Petrus, God het jou hierdie geloof gegee. Jy het die insig nou gekry. Jy het nou geloof. En dan sal Jesus 'n waarheidsaanspraak maak oor Petrus om te sê, Petrus, jy, en eintlik is dit waar Jesus hierdie woord of hierdie naam Petrus gebruik, om te sê, jy is nie net meer Simon, die visserman nie. Jy is nou Simon, die rots, die Petrus. Want dis wat rots mos nou beteken. En dan nog 'n aanspraak op jou, mense soos jy, wat hierdie belydenis leef, en ons gaan dit nou moet duidelik weer vir mekaar sien, nie net sê nie, maar leef, op sulke mense bou ek my kerk. Met sulke mense bou ek my kerk. Ek hoop jy hoor dit volgende. Jy is die rots waarop Jesus Christus sy kerk bou. Ek is die rots. Ons is saam die rots. En hoor nog meer wat Jesus sê. Hy sê, die magte van die duisternis sal julle nie oorweldig nie. Het jy dit gehoor? In hierdie tyd, nee, van hierdie pandemie. Wat vir ons weet nie of ons moet bang wees en of ons gefrustreerd moet wees nie. Of ons nou keelvol is
en of ons nou eers gaan begin siek raak nie. Maar ons weet net nie. Ons weet nie wanneer hierdie ekonomiese deurmekaar spil net weer 'n slag begin rustig gaan word en begin net weer bietjie optel nie. Ons weet nie. Hoor julle die aanspraak? Die magte van die doderyk gaan julle groepie, Petrus, jy en die medegelowiges, hierdie rots, Luther het gesê, die Here maak van die kerk 'n baie sterk vesting, soos 'n kasteel wat op 'n stewige rots gebou is. So maak die Here die kerk. Maar daar's nog meer aan hierdie waarheidsaanspraak. Die Here sê, Petrus, ek gee vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele. Ja, julle moet weer gaan lees wat dit beteken, hè. Pragtig wat die Here sê. Petrus, wat julle as kerk oopsluit, gaan oopgesluit wees in die hemel. En wat julle gaan toesluit, gaan toegesluit bly in die hemel. Die Here stel belang in julle. God stel belang in ons. God wil sien waarmee ons besig is elke dag. En hy is nuuskierig om te sien, wat gaan ons nog oopsluit? Hoe gaan ons die toekoms nog oopsluit? Want hy gaan in die hemel ook oopsluit. En wat gaan ons toegesluit los? En hy gaan dit ook toegesluit los. Julle, dis 'n wonderlike deel. Maar die deel waar ons nou moet uitkom, vanoggend se deel, is die ongemaklike ene. Presies op hierdie punt. Net nadat Jesus nou met sy disippels verder begin praat, dan sal Petrus, en onthou nou, hy is die leier disipel, hy is so half die voorbeeld, dis maar eintlik hoe ons almal ons disipelskap sal beleef en ervaar en uitspreek soos Petrus. Hy is maar net ons voorbeeld. Petrus vat die Here nou een kant toe. Hy sê letterlik, Here, so hy sê eintlik, meneer, die een vir wie ek baie respek het, ek moet jou 'n bietjie een kant toe vat nou, en dan sê Matteus, Petrus het sommer hard gepraat met die Here. Want julle, Petrus is nie onnosel nie. Hy het gehoor wat Jesus sê. Ek weet nie of jy nou mooi gehoor het, wat staan in vers 21 nie. Vers 21, Jesus het begin om nou vir sy disippels te begin duidelik maak, hy is eintlik nie hier om wonders te doen, en net mense gesond te maak, en net gelykenisse te vertel, en net Sabbatdae in die sinagoges te preek en te leer, en dan 'n paar wonderlike ervarings saam met disippels te hê nie. Jesus sê, julle, ek is op pad Jerusalem toe. En daar wag 'n groot taak vir my. Ek gaan swaar kry. Ek gaan ly. Ek gaan pyn hê. So totdat hulle my doodmaak. En as hulle my doodgemaak het, eers 3 dae later, gaan julle my heerlikheid sien. Gaan julle verstaan waaroor dit regtig gaan. Petrus het dit gehoor. Hy het gehoor, die Here gebruik die woord ly en erg ly en doodgemaak word. En 'n goeie disipel weet, as ek U volg en U is my Here, beteken dit ek moet ook ly en ek moet ook doodgemaak word voordat ek die heerlikheid gaan verstaan. Julle, en dis wat Jesus dan vir Petrus sê, Petrus, jy dink, jy verstaan wie ek is. Jy wil my Here noem, maar dan wil jy die lyding en die kruis en die dood wil jy uit die naam Here uit wegvat. En dis waarom Jesus sê, man Petrus, ek noem jou nou leuen. Ek noem jou Satan, want dis wat dis wat Satan beteken, leuen. Ek noem jou Satan. Ek druk vir jou uit die weg uit, dat ek verby jou kan staan. Want soos wat jy die sleutels dra, het jy 'n groot leuen geword. Dit is erg, nê? Dat die kerk 'n leuen kan word. Iemand sê dit baie sterk. Ek dink is iemand soos Bonhoeffer wat gesê het. Ons moet baie keer onsself die guns doen. En dan vra ons vir die wêreld, as julle na ons kyk, ons as kerk, ons as gelowiges, as julle sien hoe ons leef en hoe ons saam met julle is, voel dit vir julle of ons eintlik die koninkryk vir julle toegesluit hou? Voel dit vir julle of ons eintlik 'n leuen leef? Bonhoeffer sê ons kan baie leer uit die mense se reaksie. Hoor wat sê Jesus nou vir Petrus? Hy sê, Petrus, jy is maar eintlik nog steeds net besig met jouself. Jy wil maar net op 'n manier my gebruik om die goed van mense te bekom. Jy dink soos 'n mens, jy dink soos alle ander mense. Jy is maar net bang waarvoor hulle bang is.
Jy begeer ook maar net wat hulle begeer. En dan sê Petrus, jy dink nie wat God wil hê nie. Dis die tweede punt, nee. Eerste punt, ons het sleutels gekry, wat kan oop en toesluit. Die tweede punt, ons is baie keer so Satan. Ons lieg vir onsself. Ons lieg vir die wêreld. Ons sluit niks vir hulle oop. En dan druk Jesus ons uit die pad uit. Die derde punt wat ek wil ons moet sien in vers 24. Dan sal Jesus sê, en ek wil ons moet vanoggend sien, dat dit 'n uitnodiging is. Jesus sê vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, as iemand my wil navolg, ek sal jou leer. Ek sal jou leer om oor jouself te kom. Ek sal jou leer om jouself te verloon. Ek sal jou leer om 'n kruis te dra. Julle 'n kruis. En hier het ek nou juist dit so gesit vanoggend, nê, dat julle die kruis kan sien hier langs my op die tafeltjie. En daar's so 'n houtprent wat my suster vir my gekoop het by die Rooms-Katolieke boekwinkel so 'n paar jaar gelede. Ja, gesien hierdie prente van die kruis. Stal ek uit en pak ek uit hier teen die muur van my studeerkamer. Om my daaraan te herinner dat die kruis is nie 'n mooi simbool nie. Die kruis is nie die tekentjie van Christen wees nie. Die kruis is iets wat jy elke dag moet leef. Die kruis is daai goed wat vir my en jou glad nie maklik en glad nie lekker is nie. Dis daai goed wat jy wil sê, ek wens ek kan maar net soos die wêreld wees. Ek wens ek kon maar net besluit het soos wat hulle besluit. Doen soos wat hulle doen. Doen soos almal dit maar doen. Maar die kruis sê, die wêreld sê, jou styl staan ons nie aan nie. Ons gaan nie saam met jou nie. Dis nie hoe ons dink oor geld nie. Dis nie wat ons met ons geld wil maak nie. Ons wil ons geld vir onsself hou. Te weet, dis nie hoe ons medisyne uitdeel nie. Nee, medisyne hou jy eers vir jouself. Dis nie hoe ons gaan dink oor ander mense of as oor hulle loop of nie. Die wêreld sê, nee, te weet, julle disippelskap is te moeilik. Dis die kruis julle. Dis wat die kruis doen. Maar Jesus sê, ek sal jou leer hoe om dit te doen. Ek sal jou ook leer om agter my aan te stap, sodat jy nie meer oor die pad hoef bekommerd te wees nie, maar net my hoef te volg. Want dis ouens wat baie ervaar is in disippelskap sê vir ons, dat later kom jy agter, jy dink nie meer aan die pad nie, want jy volg Jesus. Nou julle, wat beteken dit? As Petrus maar dit besef het, toe hy in vers 16 gesê het, U is die Christus. Jy sien, as ons as kerk nog steeds vandag in die wêreld wil sê, U is die Christus, dan sê ons daarmee, U is die gesalfde. Nee, Christus is ook 'n Griekse woord, net soos Petrus. Christus beteken om die gesalfde te wees. God sê, ek salf jou. Dis die soort lewe wat mense moet leef. Jesus Christus, hy is my geliefde seun. Hy maak my hart bly, het die Here gesê by sy doop. Ek salf hom. Julle, dit is wat Christus ons beloof. Hy sê, kom agter my aan. Ek sal jou dit wys. Elkeen wat bereid is om sy lewe weg te gee. Wanneer hy agter my aanstap, ek beloof jou, jy gaan jou lewe terugkry. Maar elkeen wat sy lewe vasklou, jy gaan dit verloor. Jy gaan dit nooit weer kry nie. Dis die wonderlike troostwoorde ook, nee, van vers 27. As Jesus sê, die seun van die mens, en julle daai woordjie seun van die lewende God, of seun van die mens, daai woord seun beteken eintlik die dienskneg. Die dienskneg gaan terugkom, saam met al die engele. En wat gaan hy dan doen? Hy gaan met sy heerlikheid kom, en dan staan daar, hy sal vir elke ou gee wat jy verdien. Julle, hierdie Here wat terugkom, ek en jy ken hom al lankal. Ons ken hom al reeds. Ons weet wie hy is. Ons sê dan, hy is die gesalfde. Dis hy wat vir ons sê, ouens, dis die leidingspad wat ek moet stap. Ek het klaar jou sondes vir jou gedra. Ek het dit vir jou gedoen. Kom ek leer jou dit, ook vir ander mense te doen. Kom ek leer jou om jou sleutels van lewe en oop en toesluit. Kom ek leer jou om dit reg te gebruik. Want as ek kom, dan ken ons mekaar al reeds. En dan gee ek jou die lewe wat jy verdien. Hoe gebeur dit?
Waarmee moet ek en jy besig wees in hierdie week? Dis 'n week, is nog 'n week. Is nog 'n week as deel van hierdie groot pandemie. Dis nog 'n week wat ons mekaar gaan sê, ons dink hierdie wêreld gaan ooit weer dieselfde wees nie. Dis nog 'n week wat ons sê, ons moet ons hele toekoms van voor af begin soek en bou. Dis nog 'n week wat ons moet ingaan en sê, ja, dalk is hier 'n kruis wat vir my wag wat ek nie besef het nie. Ons lees ons Romeine 12 ook hierdie week. En ons het al verlede week 'n stukkie van Romeine 12 gelees. Onthou julle nog vers 2. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Dis 'n donker wêreld. Dis 'n wêreld, as jy aan hom gelyk word, is daar net een pad. En dis die pad in die dood in die duisternisse. En nou sal Paulus vir ons sê, God wil ons anders maak as ons omgewing. Want ons is die sleutels van die omgewing. Ons moet juis die omgewing oopsluit, nie ook geslote wees soos die omgewing, donker wees soos die omgewing nie. En hoe gaan God dit doen? Paulus sê, God gaan ons denke vernuwe. En dis hoe ons gaan verander. Hoor jy wat staan hier? Die sleutels van die koninkryk. Petrus het gedink, dalk kan ek die wêreld om my verander met my sleutels. Paulus het dit al besef op daai stadium. Wat die Here wil doen is, hy begin by my en jou en sê, die eerste sleutel wat moet oopsluit, is jou gedagtes. En dan, wanneer jou gedagtes nuut geword het, dan kan ek en jy in al die chaos en frustrasies en onsekerheid, kan ek en jy begin onderskei wat goed en aanneemlik en volmaak is. Dis ons sleutels, julle. Dis wat ons sleutels doen. En nou, wanneer die skerm nou gaan die woorde wys van Romeine 12 vanaf vers 9, dan wil ek hê jy moet die musiek geniet, daarna luister, ek dink is die zeemusiek wat vir ons gaan speel, en dan lees ons die woorde wat op die skerm kom. Dis Romeine 12 vanaf vers 9, en daarna doen ek vir ons 'n gebed. Amen. Dankie dat U ons kom leer het dat U die Christus is. Wees vir ons die Christus hierdie week. Leer ons, Here, van kruisdra en van agter U aanstap. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, where there is doubt, where there is despair, where there is darkness, where there is sadness, joy. Oh, divine master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love.
some giving that we see. And it's some pardoning that